Het jy al ooit gewonder hoe Google Maps dit kan regkry om presies vas te stel hoe laat jy by jou bestemming sal wees? Of hoe lank dit gaan vat as jy 120 km/h ry om 240 km ver te ry? Nou dis presies waar verhoudings en koers uitkom. Dit help ons om afstand, tyd en spoed te bereken om met kaarte te kan werk en vandag wys ons jou hoe maklik dit is om hierdie bewerkings te doen en hoekom jy megapunte kan maak in hierdie afdeling. In die vorige video het ons bewerkings gedoen waar ons die spoed, die afstand en die tyd moes bereken afsonderlik en nou doen ons 'n lekker gemengde probleem waar ons moet kyk wel wat moet ons actually uitwerk. En ons het 'n paar faktore hier en hierdie is 'n lekker enetjie, so ek sal definitief sê gryp 'n pen en papier en doen hierdie een saam en laat weet vir ons in die comments of jy dit self reg gekry het. So ons het 'n gemengde probleem met 3 voertuie: 'n bus, 'n motorfiets en 'n vliegtuig. Reis vanaf Bloemfontein na Pretoria, 'n afstand van 450 km. So hulle gee vir ons die afstand as 450 km. Bestudeer die tabel hieronder en beantwoord die vraag wat volg. So eerstens gee hulle vir ons die afstand en dan sê hulle, okay, so die bus ry 90 km/h, die motorfiets 120 km/h, so dis die vervoermiddel met sy gemiddelde spoed. Ek het nou vir jou 'n klassiek foutjie gemaak om dadelik te gaan spring in die tabel in. Lees altyd jou opskrif. Wat staan daar? Wat meet ons? So die vervoermiddel en die gemiddelde spoed in km/h. 90 km/h vir die bus, 120 km/h vir die motorfiets, 300 km/h vir die vliegtuig. So ons het afstand en ons het spoed gekry. So onthou, soos ek vir jou gesê het in die vorige video, jy gaan altyd ten minste 2 van die 3 veranderlikes moet hê, anders gaan jy onmoontlik die som kan doen. So gaan kyk net mooi wat gee hulle vir jou en wat moet jy dan uitwerk. Nou vra hulle, hoe laat, hoe laat sê vir my dadelik, dit is 'n vraag van tyd. So die vraag is, hoe laat moet die vervoermiddels afsonderlik uit Bloemfontein vertrek om gelyktydig om 1 uur in Pretoria te arriveer. Nou as jy hierdie gelees het en jy dink, wat in die lewe moet ek hier doen? Ons vat dit stap vir stap. Werk altyd met die inligting wat tot jou beskikking is. So ons weet ons het afstand en spoed en ons kort tyd. So kom ons begin net eers om eerste uit te werk. So hier gaan 2 stappe wees wat ons gaan volg. Eerste gaan ons uitwerk, hoe lank het ons gereis? So wat is die tyd wat verloop het? En dan gaan ons uitwerk, terugwerk basies, wat is die vertrektyd? Want hulle het vir ons gegee en gesê, wel, almal moet 1 uur, gelyktydig 1 uur aankom in Pretoria. So daar is definitief ook iets wat ons weet in terme van tyd, en dan kan ons gaan terugwerk van daar af. So ons gaan dit individueel doen vir die 3 voertuie, so kom ons begin met die bus. Ek gaan met die bo skryf. Okay. So ons begin met die bus. So ons bus vra ons, hoe lank tyd gaan die bus ry, as hy 'n sekere afstand ry teen 'n sekere spoed. Afstand gedeel deur spoed. So my afstand is gelyk aan, vir almal van hulle, 450 km gedeel deur spoed. Spoed vir die bus het hulle gegee as 90 km/h. Okay, so dis 450 gedeel deur 90 en 45 gedeel deur 9 is 5. So daai is net 450, ons het maar net die nulle ook weggedeel, is 5 ure vir die bus. So ons het die tyd vir die bus uitgewerk. Nou wil ons die tyd uitwerk vir die motorfiets, wat ons tweede voertuig is. So motorfiets, weer eens, presies dieselfde formule. Ons pas dit net toe op verskillende scenario's. So ons sal weer eens weet hoe lank, wat is die tyd wat dit gaan neem, as ons 'n sekere vaste afstand ry teen 'n veranderlike spoed. So my afstand is nog steeds presies dieselfde, 450 km, en ek moet so my hand trek, daai was mooi reguit, en hoe vinnig ry my motorfiets? 120 km/h. Okay? 450 gedeel deur 120, en hier kan jy maar net jou sakrekenaar gryp en die bewerkingkie sommer doen. 450 gedeel deur 120, hy is nie 'n perfekte veelvoud of faktor nie, so ons gaan 'n komma of 'n desimale antwoord daar hê. So dit is 12, 24, 36, 48, so dit is definitief nie 4 nie, so dit is 3, logika toets,
komma, jou sakrekenaar sal vir jou sê 0,75. So dis net eenvoudig 450 gedeel deur 120. So my tyd is 3 ure of 3,75 ure. Nou daar wil ek nou net vir jou 'n groot highlight maak. Kom ons vat somme amper rooi, né? Onthou, jy kry nie iets soos 0,75 ure nie. Hoeveel uur of hoeveel minute is daar in 'n uur? Of jy kry 0,75 ure, maar ons moet ons antwoord gaan uitwerk om regtig vas te stel hoeveel minute is dit. So 0,75 beteken 'n 3/4 van 'n uur, so dis 0,75 mol 60 en ek het letterlik nou net vir jou eintlik die antwoord gegee. 'n 3/4 van 0,75 van 'n uur is 45 minute. OK. So daai enetjie is gelyk aan 3 ure 45 minute. Dis nou vir ons motorfiets. OK, gaan net klein bietjie uitzoom dat ons kyk of kan ons alles dalk hier ingepas kry. Volgende enetjie, presies dieselfde metode. Ons het nou daar, ek het weer afmerk, ons het daar uitgewerk. Hoe lank sal dit vat vir die motorfiets? Laaste gaan ons uitwerk hoe lank gaan dit vat vir die vliegtuig. Nou is almal weer die vliegtuig en die motorfiets behoort vinniger as die bus te wees. So doen net 'n logika toets om ook uit te werk. Vliegtuig tyd is gelyk aan afstand gedeel deur spoed. Soos ek in die vorige video ook gesê het, vra net vir jou onderwyser of is hy gemaklik, sy of hy gemaklik daarmee as jy A en S gebruik. Anders moet jy maar net uitskryf afstand gedeel deur spoed. Wat is ons afstand? Dit is 'n konstante, 450 km. En wat is ons spoed vir die vliegtuig? 300 km per uur. OK, so 450 gedeel deur 300 en dit is gelyk aan 1,5 uur. En weer eens presies dieselfde as wat ons gehad het by die vorige een. Skus, is nou 'n bietjie rooi op rooi, so ek gaan daai net dalk onderstreep. Ons wil nog steeds daai uur gaan herskryf na minute toe. So dis presies dieselfde metode, 0,5 mol 60 minute, so dis 'n halwe uur. En 'n halwe uur is eenvoudig 'n halfuur. Dankie Afrikaans. OK, so daai is gelyk aan 1 uur en 30 minute. Nou pragtig nê, die lokval sal hier natuurlik wees vir jou om te voel, jy, great, ek het dit reg gekry, maar lees mooi 'n vraag. Wat is die vraag? Die vraag sê eintlik hoe laat moet die vervoermiddels afsonderlik vertrek? So die vraag is hoe laat moet hulle vertrek om 1 uur in Pretoria te arriveer. So nou moet ons 'n aftrekbewerkingkie gaan doen. So ek gaan begin met ons bus aan die onderkant. OK, so bus. Ons bus se antwoord is, OK, ons moet 1 uur daar wees en die bus ry 5 ure. OK, bus ry 5 ure en ons doen net ons aftrekkingkie. 1 uur minus 5 ure of 13 minus 5, 13 minus 5 is 8. OK, 12, 11, 10, 9, 8. So 5 ure. Volgende enetjie het ons motorfiets. En die motorfiets moet ook, ek gaan net hierdie alles opskuif, dat dit lekker onder mekaar is, dat ek het gaan my lasso tool hier gryp. As hy. OK, dan motorfiets, as die motorfiets ook 1 uur daar moet wees, maar die motorfiets ry nie 5 ure nie, hy ry obviously 'n bietjie vinniger. Ons antwoord by die motorfiets was gewees 3 ure 45 minute, so 3 ure 45 minute. So dit is gelyk aan van 1 uur af werk ons dan nou terug en hy gaan terugkom 1 uur, so dis 12 uur, 11 uur, 10 uur, maar dan moet ek nog 45 minute aftrek, so hy gaan moet ry 09:15. En die laaste enetjie, ons vliegtuig, leksheid en spoed. Ons vliegtuig moet ook 1 uur daar aankom en die vliegtuig het net 1 uur en 'n half gevat, so dis 1 uur 30 minute. So daai is van 1 uur af terug na 12 uur toe en ons trek nog 'n halfuur af, so dit is net eenvoudig 11:30. Nou 'n vraag soos hierdie sou ek sê kan nogal lekker 'n klompie punte tel. Dit is 'n klassiek bietjie hoër vlak vraag in graad 8. So ek sou sê jy kry 'n punt daarvoor dat jy jou tyd gereis vir die bus uitgewerk het, jou tyd gereis vir die motorfiets, tyd gereis vir die vliegtuig en dan waarskynlik 1 punt daar.
of jy sal nie daarbo noodwendig eers punte kry nie. Dit hang nou maar af of jy eksamen vraag, maar daar sal jy dalk 'n punt, wel ek sal sê jy moet vir al drietjies 'n punt kry. So definitief ten minste 3 punte, miskien daarbo net 1 punt dat jy al daai vooraf werk reg gaan doen het. So ek sal sê vir hierdie ou sal dit enigiets so 3 tot wel selfs 'n maksimum van 6 as hulle nou regtig wil snaaks wees, maar so 3 tot 6 min of meer vir daai. Daai was lekker. Okay, laat weet vir ons in die comments hoe jy ry, bus, motorfiets of vliegtuig, wat geniet jy die meeste? En dan, ja, dit sluit min of meer ons gedeelte op die stadium net eers af vir spoed, afstand en tyd. As er enigiets anders is waarmee jy sukkel, laat weet vir ons in die comments, dan help ons en ons maak daai video's as hierdie jou gehelp het. Ons love it as julle vir ons in die comments sê dat dit julle gehelp het. So laat weet asseblief vir ons en dan kan jy net oorskakel ons volgende gedeelte wat ons gaan hanteer. Gaan lekker finansiële wiskunde wees of alternatief klik net op die graad 8 playlist en dan sal jy sien daar's 'n klomp video's beskikbaar daar vir jou. Geniet jou dag.